Daar's iets wat jy moet besef. Die Ou Testament leer ons van God. En God het 'n volk gekies, die Jode gekies. Hy het hulle geskape, hy het hulle gered uit Egipte, 'n pad met hulle geloop. Maar daar was 'n klein groepie wat eintlik die Here gedien het. Ons baie wat niks met God te doen wil hê nie. Tot vandag toe, groot gros van hulle verwerp Jesus Christus. Hulle glo nie Jesus is seun van God nie. Maar toe God met die volk gewerk het in die Ou Testament, toe is Dawid daar, Salomo is daar, Saul is daar, Dawid, Salomo, en dan begin die konings, en hulle almal gaan ver van die Here af. Al die profete getuig, sê, julle moet terugdraai na die Here toe. Hulle doen nie, en as gevolg daarvan verval hulle in ballingskap. Hulle sit in sonde. Nou, Jeremia is saam met hulle in ballingskap. 'n Profeet wat hulle gewaarsku het, en hy is saam weggevoer. En terwyl hy in ballingskap is, dan profeteer, dan praat die Here deur hom. Hoor nou wat praat hy. En die rede hoekom ek dit sê, want ek voel in my hart, dalk sê jy, ag, weet die Here stel nie my belang nie. Ek is so ver van die Here af, ek het so droog gemaak, so foute gemaak. Hoe kan die Here my help? Hoe kan die Here met my wees? Hoe kan die Here vir my omgee? Maar hierdie volk sit in ballingskap as gevolg van hulle eie skuld. As gevolg van dit wat hulle gedoen het. Want jy sit baie keer in 'n krisis en 'n probleem as gevolg van jou eie moeilikheid. Nou sê hy hierso in Jeremia 29 vers 13. As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. Julle sal my toeganklik vind, sê die Here. Nou praat God die waarheid. As hy die waarheid praat, dan kan jy dit maar doen. Jy kan heelhartig, so wat soek God? Hy sê jy moet soek. Ek het jou geskaap om te soek na my. Heelhartig. As jy met jou hele hart, dit beteken, ek los alles, ek doen dit nie halfhartig nie, ek doen dit nie so by the way nie, heelhartig doen ek wat die Here sê, heelhartig luister ek na die Here, heelhartig gaan ek na hom soek, sê julle my vind, en julle sal my toeganklik vind. Ja, en dit is my pragtig. So, ons vind die Here met 'n oop deur. Ons sit met die Here met, ja, Here, U wil hê by ons wees, U wil ons by U hê, U maak die deur oop, en sê, kom na my toe, ek is toeganklik, jy kan met my praat, jy kan na my toe kom, jy kan naby my wees, sê die Here, ek sal jou uit gevangenis haal, ek sal jou versamel, en ek sal julle weer terughelp, sê die Here, ek sal julle weer terugbring. So, wat is die beginsel? Die beginsel is, ek moet besef, God het my geskape om na hom te soek. As ek na die Here soek, gaan ek hom vind, want hy is naby my. Dan sê hy, ek moet geloof hê. As ek geloof het, kan ek doen wat God sê. God se plan is, dat ek na hom soek. So ek het geloof, en omdat ek glo, doen ek wat God sê. As ek glo, dan glo ek hy bestaan. En hy beloon die wat na hom soek. Dis wat Hebreërs sê. Saam met hierdie skrif, as jy heelhartig na hom soek, sê my vind, en ek sal toeganklik wees. Weet jy, baie keer kom ouens, se klop aan jou deur, en dan is jy nie lus om met hulle te praat nie. Jy wil nie eintlik eers die hekkie oopmaak nie. Okay, kom, wat is jou storie? So hulle klop, maar jy's nie toeganklik nie. Of daar by die werk of waar ook al, jy's ongelukkig met iemand, hulle wil met jou praat, die saak regmaak dalk, maar jy's nie ontvanklik nie, jy's nie toeganklik nie. Jy het 'n familiefight, jy wil vrede maak, maar hulle wil vrede maak, maar jy is nie toeganklik nie. En die hartseer is, dis hoe mense dink oor God, wat glad nie die waarheid is nie. God sê, as jy met jou hele hart aan my soek, sal jy my vind, want ek is naby jou, en jy sal my toeganklik vind. Jy gaan my nie kwaai vind nie, veroordelend vind nie, baklei vind nie, jy gaan my nie vind, ek gaan jou uithaal nie, ek gaan jou vind, waar ek toeganklik is. Ek gaan jou nie verras met iets nie, ek gaan toeganklik wees, en dan gaan ek jou beloon, ek gaan jou uit gevangenis uithaal, ek gaan jou help, as jy sukkel, ek gaan jou terugbring, ek gaan goed vir jou doen. Dis wat ek gaan doen. Nou wil ek afsluit die week. Hoe soek jy God? Jy soek God op jou knieë. Dit beteken, jy soek God om te bid. Jy soek die Here om in kontak met hom te wees. Jou hele hart. So daar's goed wat jy los en tyd maak en sê, ek gaan by die Here wees. Dankie dat jy luister. Dankie dat jy doen wat God wil. Jy is 'n great blessing.